baie welkom hier by die Perth Afrikaanse gemeente in Wes-Australië en veral ook dan in hierdie Pinkstertyd waar ons so by 4 geleenthede gaan stilstaan by die persoon en die werk van die Heilige Gees. Nou, wat ons gaan doen is dat ons gaan veral kyk ook na die feit dat ons in die begin van die jaar het ons vir mekaar gesê dat die Here wil graag hê ons moet 'n versorgende gemeente wees. Nie net versorgend teenoor mekaar nie, maar uiteindelik ook versorgend dan teenoor die wêreld. En ons het vir mekaar gesê dat daar is 4 genade aspekte wat die Here vir ons deur sy Heilige Gees aanbied, wat dan uiteindelik nie net deur ons ontvang word nie, maar wat ook dan deur ons moet vloei natuurlik na ander mense. Nou om hierdie 4 aspekte maklik te onthou, ek gaan nou elke keer sommer 'n ander voorbeeld gebruik om vir jou te help om dit te onthou, maar by hierdie eerste geleentheid, kom ons dink dit 'n bietjie aan Johannes 3 vers 16. So lief het God die wêreld, dis die eerste aspek. Dat hy sy seun gegee het, dis die tweede aspek. Sodat die wat in hom glo, dis die derde aspek, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê, dis die 4de aspek. En daar 4 hierdie genade aspekte, want dit is God se volledige genade, deur die Vader, deur die Heilige Gees, deur die Seun, en uiteindelik ook wat ons versoen met God, hierdie 4 genade aspekte, wil die Here graag hê, moet deur ons vloei na 'n wêreld wat hy so liefhet. Nou, ons gaan nou veral kyk na die werk van die Gees ten opsigte van hierdie genade aspekte in hierdie tyd. En vir daardie doel wil ek graag vir ons lees uit Romeine 5 vanaf vers 1. Paulus skryf daar, dan sê hy, God het ons dan nou vrygespreek omdat ons glo. En julle sal nou hoor in al hierdie gedeeltes wat ons gaan lees, kom al die genade aspekte voor, maar ek gaan elke keer net fokus op een spesifieke saak wat die Heilige Gees uiteindelik op ons hart lê. Dan sê hy hierso, daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop op die heerlikheid wat God vir ons bestem het. En dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie, want, en hier is 'n baie belangrike want, luister nou mooi na die volgende sinnetjie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees. Al 4 genade aspekte, en hier in die eerste plek die liefde van God, kom nie tot ons dood eenvoudig, maar bloot net om dit te hoor nie. Dit kom tot ons deur die Heilige Gees, soos Jesus het ook aan Nikodemus verduidelik het, dat dit aan ons deur die Heilige Gees geopenbaar word. Almal van ons se harte, ons denke, word voorberei om uiteindelik ontvanklik te wees, om God se liefde te kan verstaan, en dit ook uiteindelik in ons harte kan koester. Dis nie vanselfsprekend nie, dis die Heilige Gees wat hierdie wonderlike dinge in ons lewe doen. En ten opsigte nou van die sirkel van genade wil ek net vir julle daarop wys, dat daar's altyd 'n diep behoefte by alle mense om aanvaar te word. En daarom sluit die Here by daardie behoefte waarmee ons geskep het natuurlik aan, want ons het 'n behoefte om in 'n verhouding te wees, 'n behoefte om deur ander mense te aanvaar word, maar ek dink jy en ek wil veral weet dat die Here vir ons liefhet. En daarom spreek die Here self hierdie behoefte aan aanvaarding aan deur te sê, maar weet dat ek vir jou liefhet. Dat ek vir jou lief gehad het, nog voordat jy vir my lief gehad het. Dat ek jou onvoorwaardelik liefhet. Met ander woorde, dat jy hoef nie eers, ek sal vir jou help om alles wat in jou lewe skeiding maak tussen jou en my, te oorkom, maar kom net eers na my, sodat my krag en my gees vir jou kan help om te word wat ek wil hê jy moet wees. Dis wat die Here vir ons in sy woord leer. En as ons uiteindelik hierdie liefde in ons hart vir onsself toeëien, dan gebeur onmiddellik iets. Ons hoor die Here sê, soos ek julle liefhet, moet julle ander mense lief hê. So hierdie genade kom na my, hy vloei na ander. En wie help vir ons om ander mense lief te hê? Die woord leer vir ons, dit is die Heilige Gees, wat vir ons leer om lief te hê, soos wat God liefhet.
En weet julle dat daar die Gees, as 'n mens ook gaan kyk na 1 Korintiërs 13, wil vir ons help om uiteindelik, as ons wil sê, tot die uiteinde lief te hê, opofferend lief te hê. Want liefde is gewoonlik, as 'n mens nou praat van die sekulêre wêreld, is maar 'n selfsugtige ding. Ons het lief solank as wat ons ook iemand ons lief het, maar dis nie hoe God se liefde werk nie. As ons soos hy moet lief hê, dan beteken dit ons moet ander mense ongeag lief hê. Ongeag wie hulle is, ongeag waar hulle is, ongeag hoe hulle is. Nou, ek weet dis nie maklik nie, maar dit is wat die Heilige Gees vir ons wil leer, om uiteindelik so lief te hê. En ek wil graag net afsluit hierdie eerste reeksie so met 'n troos voordat ek vir jou wil gee. Ek weet dat in Pinkstertyd, maar nie net in Pinkstertyd nie, as 'n mens dink oor die werk van die Gees, dan is dit dat ons die Here wil vra, Here asseblief, soos Paulus daar in Efesiërs dit so mooi bid. Here, oortuig vir ons dat U vir ons liefhet. Oortuig vir ons dat U in en deur ons wil lewe. Dat so wyd en hoe hoog en hoe ver en hoe diep die liefde wat U het vir ons is. En as elkeen van ons dit net kan verstaan in hierdie Pinkstertyd. En soos Paulus dit hier gesê het, dis die werk van die Heilige Gees. So ek wil vertrou dat die Heilige Gees dit vir jou en vir my sal doen. Kom ons sit so, dan bid ons net saam. Onse Vader, Here, ons het vir U so nodig in ons lewe. Maar dankie vir die Pinkstertyd. Dankie dat ons in hierdie tyd ook weer eens net opnuut kan besef en verstaan. Dis U Heilige Gees wat vir ons leer, onderrig en lei. Dankie dat hy veral U liefde in ons harte uitstort en dat ons gedring deur daardie liefde die wêreld vir U kan verander tot U eer alleen. Amen.